Goeiemôre geliefdes. Ons vra dat u staan. Ons het die gebruik om te staan by die opening van die ewediens, wanneer ons vir die Here God verootmoedig. Kom ons staan. Na die wotum en die seëngroet sing ons spontaan uit Psalm 116. U het daar nog vlekkies gedruk. Al 4 die verse daar gedruk. Die psalm het baie meer verse, maar ons sing vers 1 tot 4 daar in die pamflet. Kom ons sluit die oë. Wie het die gedagtes van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat hom vergeld moet word? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan u van God die Vader en Christus Jesus onze Here, deur die werkinge van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, ons luister na die wet van die Here God, soos opgeteken in Deuteronomium 5, daar vanaf die 6de vers. Daarna sing ons as skuldbelydenis, Gesang 69, die eerste en die tweede verse. Ons luister na die wet van die Here God, geliefdes, met die diepe besef dat ons daaraan nie kan voldoen nie. En daarom ook in ons verootmoediging vir die Here God ons toevlug kan neem na ons Heiland Jesus Christus.
Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaag, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaag kan rus, soos jy. En jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte land in slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gesang 69, daar verse 1 en 2. Liefde in die Here Jesus Christus, uit die woord spreek die Here met u elkeen wat in opregtheid die skuld vir hom bely het. In Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Geliefdes, van die woord van die Here dan in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, word aan u verkondig die vergifnis van die sondes. Maar aan elkeen wat in die sonde volhard
en die genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en straf van die Here op hom sal bly, solank en daardie sonde bly volhard. Kom ons sing, liefdes, as 'n danklied vir God se genade, Gesang 41, daarvan net die eerste vers. Liefdes, kom ons bely nou ons geloof saam met die kerk vir al die eeue in die Here wat vir ons so genadig is en begenadig. Elkeen spreek in sy en haar hart apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig ook ons belydenis met die sing van Gesang 242, die 4de vers op die volgende bladsy. Ons skriflesing, geliefdes, by die geleentheid uit Micha 6, daar die eerste 8 verse. Vers 8 is ons teksgedeelte en uiteindelik ons ook uitkom by die tema van vanoggend. Ons is God se verbondsgenote. Ons, die gelowige, is God se verbondsgenote. Voordat ons lees, kom ons verenig eers in gebed.
God is vir ons in toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. O Heere God, saam met die psalmdigter, aanbid ons U, loof ons U en prys ons U. Here, vir die genade wat U aan ons bewys. Here, net om vanoggend te kon opstaan, asem te kan haal, is 'n genadegawe uit U hand. Dankie dat U ons ook deur U Gees gewek het om op hierdie dag byeen te wees. 'n Sabbatdag aan U gewy, in navolging van ons voorvaders se belofte. Dankie Here dat U die getroue verbondsgod is, en dat ons ook nou hierdie erediens en die prediking in die hand mag neerlê. Dat U lippe sal seën, dat die ore ontvanklik sal maak vir U woord wat nimmer verander. Here, in die oggend kom dank ons U ook vir U seëninge daar buite in die natuur. Aan U alleen die lof, die dank en die aanbidding. Hoor nou ook, o Here, wanneer ons van U afbid, rustigheid en kalm in die gemoed, om U woord ter harte te neem. U heilige naam ter ere. Amen. Geliefdes, ons lees uit Micha, die 6de hoofstuk, daarvan af vers 1. Hoor tog wat die Here sê. Staan op, twis in teenwoordigheid van die berge, en laat die heuwels na jou stem luister. Hoor berge, die twis van die Here, en onwankelbaar is, grondslae van die aarde, want die Here het 'n twis met sy volk, en sal met Israel 'n regsgeding hou. My volk, wat het ek jou aangedoen? En waarmee het ek jou vermoei? Antwoord my. Ja, ek het jou uit Egipte land laat optrek, en jou uit die slawehuis losgekoop, en ek het voor jou uitgestuur, Moses, Aaron en Miriam. My volk, dink tog aan wat Balak, die koning van Moab, beraadslaag het, en wat Biliam, die seun van Beor, hom geantwoord het, en wat gebeur het van Sittim af tot by Gilgal, sodat jy kennis kan dra van die regverdige dade van die Here. Waarmee sal ek die Here tegemoet gaan, en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaar-oud kalwes? Sal die Here 'n welbehae hê in duisende ramme en 10.000 strome van olie?
Sal ek my eerstgeborene gee vir my oortreding, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Teksvers, in die laaste vers, herhaal ek vir ons. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders, as om reg te doen, en liefde te betrag, en ootmoedig te wandel met jou God. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons is vanoggend by om 'n gelofte wat ons voorouers afgelê het in stand te hou. Onder andere om die gelofte wat ons voorvaders gemaak het, ook in te rig as 'n Sabbatdag. Ek onthou, klomp jare gelede, toe ek op die A was daar 'n ouderling van die klein gemeente op Hannover, wat gesê het, maar hy is by die gelofte dag, maar die gelofte dag geld nie vir sy werkers nie. Hulle voorouers het nie die gelofte afgelê nie. En toe kon ons op antwoord en sê, maar jy moet luister wat sê die gelofte, wat sê die wet. Hierdie Sabbatdag moet gehou word, ook vir jou diensknegt en jou diensmaagd. En daarom, geliefdes, is dit ook natuurlik sommer kanthandtekening gepas, dat ons van alle arbeid onthou op hierdie dag, wat die Here God vir ons gegee het. Ons wil uiteindelik, soos ek nou aangekondig het, uitkom by ons tema van die oggend, die gelofte is ons verbondsgenote met God. In die skrifgedeelte, geliefdes, wat ons gelees het, roep Micha die versamelde volk op om ag te slaan op die opdrag wat hy van God ontvang het. Ons lees van die opdrag daar in die eerste gedeelte van vers 1. Die Here sê vir Micha, staan op en troos met die volk. En dan gebruik hy 'n dubbeldoelige uitdrukking, en laat die heuwels na jou stem luister. Die dale en die heuwels het gedui op die hele Israel, dat Israel moet luister na hierdie woord van die profeet, maar ook verwys dit na die hoogtes en die berge, waar die afgodsdienaars hulle afgodsoffers gebring het. 'n roepstem tot die hele volk, maar ook 'n aanduiding van die Kanaanitiese afgodsdiens op die berge en die heuwels. En teen hierdie God onterende afval van God, die ganse Israel, op die hoogtes van die afgodsdienaars, moet die profeet sy stem verhef. Dis die opdrag wat tot Micha kom. En die appel kom tot die volk na aanleiding van God se dade in die geskiedenis. Die Here roep uit by monde van Micha in die 3de vers. My volk, wat het ek jou aangedoen? En waarmee het ek jou vermoei? Wat het ek jou aangedoen? En waarmee het ek jou vermoei? Hy moet die volk uitdaag. Uit Egipte het die Here God hulle laat optrek. Hy het die leiers gegee, Moses, Aaron, Miriam. Hy gee Biljam, wat 3 maal die volk seën. Wanneer Balak met sy geld
'n omkoopgeld vir Biliam wil aanbied om die volk te vervloek. In heel geskiedenis was God naby sy volk. En daarom die eis van onbeperkte gehoorsaamheid aan die God van die verkiesing. Die God by wie die verbond sentraal staan. Ons is vandag byeen onder andere, soos ons dit vind, maar ons net weer na sal luister in die gelofte, om hierdie dag as 'n dankdag te hou. 'n Dankdag oor die dag waar die Here God sy hand nie ver van ons voorvaders gehad het nie, in hulle dag van nood. Toe hulle tot sy troon genade het, was hy barmhartig en genadig. En nou is daar soveel roepstemme. Luister maar na die gedruis van die verwronging van die gelofte dag na sogenaamde versoeningsdag in ons dag. Soveel stemme in ons dag wat sê, maar julle kan die Here nie opeis as net die God van die Afrikaner volk nie. Natuurlik kan ons dit nie doen nie. Verre van ons af is dit om dit te wil probeer doen. Maar geliefdes, die woord van die Here God is wonderbaarlik van die begin tot die einde. Ons weet hoe die Here die volke verskeidenheid in Genesis aansien geroep het, tot in die Naamal sien ons die verskeidenheid van volke. Maar interessant, in Esegiel staan daar dieselfde beginsel wat ons moet naluister. Die Here God praat met die volk. En dan sê hy dat die Here is die een wat die volk gevestig het. Maar die Here God is ook die een wat van die dooie boom 'n lewendige takkie afbreek en 'n nuwe boom plant. 'n Nuwe boom wat dan dui op Christus. En hoe al die verskillende voëls met hulle verskillende kleure welkom is by die boom as 'n skuiling. Liefdes, dit is nie net vir een of ander van die volke bedoel nie, maar ook is die verskeidenheid van volkere in Christus se boom sigbaar. En daarom geliefdes, in vers 22 en 23, luister mooi hoe staan dit daar. Esegiel 17, so sê die Here, dan sal ek self van die verhewe top van die seder 'n steggie neem en dit insit, van die boonste van sy lootjies sal ek 'n teerpuntjie afpluk en self dit plant op 'n hoë en verhewe berg. Op die hoë berg van Israel sal ek dit plant en dit sal takke voortbring en vrugte dra en 'n heerlike seder word, sodat al die voëls van allerlei vere daaronder kan woon. In die skaduwee van sy takke sal hulle woon. God is aan die kant van die een wat by hom skuil. Ons voorvaders het dit gedoen, ons voorgeslag het dit gedoen, en daarom is ek ook nou deur die verpligting van die verbond verplig om daardie verbond wat met God gesluit was in stand te hou. Dominee Verdoes gaan vir ons later mooi uitspel waarom elkeen van ons nog steeds daaraan gebonde is. En daarom bring ons aan God die eer, die lof, die dank. In ons teksgedeelte
is dit die vraag wat gevra word: waarmee sal ek dan die Here tegemoet gaan? Wanneer Israel hierdie opwekking van Micha gehoor het, en Micha wil sê, julle moet terugkeer tot die Here, julle moet die afgodsoffers op die hoogtes agterweë laat, en die Here 'n appel op hulle het en sê, wanneer het ek julle vermoei? Wanneer het ek julle in die steek gelaat? Wanneer was ek nie met julle nie? Dan kom die volk tot inkeer en hulle sê, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers? Of met jaar-oud kalwers? Sal die Here welbehae in duisende ramme en 10.000 strome van olie? Geliefdes, dit is baie waar dat elke volk om voor die Here God moet verootmoedig. Daarom die roeping om het ook sigbaar duidelik te maak in die wêreld. Hoe betaal 'n mens dan die belofte waaraan danksegging soos in taal gestel word? Wat vat jy saam wanneer jy voor God gaan kniel? Weet jy, dit kan ek en u nie bepaal nie. Ek kan nie bepaal hoe ek vir God wil dankie sê nie. Want dan is dit mensgerig, dan is dit ekgerig. 'n eie sinnige godsdienst. Ware godsdienst is om te vra na die een wat gedank moet word, sy voorskrifte. Hy bepaal die voorwaardes en dit is juis waaroor dit gaan in ons teks. Die ware God wat alle seggenskap het, verlang dat die hele mens nie as 'n slagoffer nie, selfs nie eers al wil jy jou eie kind offer soos die afgodsdienaars doen nie, selfs nie eers dit nie. Nee, dit gaan hier nie oor 'n regsaak waar die Here wil hê dat ons een of ander boete moet kom betaal nie. Nee, die oordeel van die Here kom om 'n land vol afgoderry, 'n besoedelde land terug te roep. Die Here onttrek hom nie van die volk nie. En daarop moet jy baie, baie mooi luister. In vers 3, wanneer die Here die aanklag bring, staan daar, my volk, wat het ek jou aangedoen? My volk, oor wie ek my naam uitgeroep het. My volk wat met my in belofte, gelofte, ooreenkoms aangegaan het. My volk, luister na my stem. Hy bepaal die voorwaardes. Die ware God, wat die seggenskap het, verlang dat die hele mens nie as 'n slagoffer nie, maar as 'n troue verbondsgenoot tot God tree. Hier in Micha 6 word daar regsterme gebruik, die oordeel van God oor die volk aan te kondig, maar gaan dit hier nie in hoofsaak oor die regter wat uitspraak lewer en 'n aangeklaagde wil veroordeel nie, maar dit gaan van die Here God om die land te reinig, vol afgoderry, 'n besoedelde land. Die Here onttrek hom nie aan die volk nie. Hy bied sy hulp en sy troos aan. God ontferm hom soos 'n vader. Daarom roep hy uit, my volk. En Jesaja 6 gaan juist oor hierdie verbintenis, hierdie volk wat verbreek is, om dit te herstel. En die vraag na die oorsaak vind ons in vers 3. Wanneer die Here vir ons sê, wat het ek jou aangedoen? Waarom het ek jou vermoei? Antwoord my. Antwoord my. Het God dit vir jou moeilik gemaak om hom te aanbid? Die enigste antwoord wat word hier gegee nie, is die tipiese taalkundige, los dan maar die taalkunde,
dat dit vanselfsprekend is, dat die antwoord nee is. Die versorgende handelinge van God staan sterk op die voorgrond. God het sy volk nie 'n tekort aangedoen nie. Toe hulle moeg was, het hy hulle versorg, het hy hulle gedra. En wanneer die volk tot 'n inkeer kom, waarmee moet ons dankie sê vir die Here? Hoe moet ons U ontmoet? Met offers? Moet ek selfs my eerstgeborene gee? God se wet skryf tog offers voor. Maar die verrassing is in vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag. Met my hele mens wees. Moet ek dit doen? Is ek geroepe om dit wat die Here vra reg te doen en liefde te betrag? God vra van u en my, ons hele mens, nie as 'n slagoffer nie, maar as 'n troue verbondsgod. Die laaste reeltjie in vers 8 staan daar, en die liefde betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Ootmoedig te wandel met jou God. Die mens weet wat God welbehaaglik is, wat goed is in sy oë, en wat vir God goed en reg is, moet ons nie nalat om te probeer doen nie. Want u sien, ons kan dit nie koop met ons offers nie. Aan sulke offers om God te probeer omkoop, walg die Here. Hy verafskied dit. Wat vra die Here anders as dat jy sy volk hom moet nadoen? En dit is presies wat hierdie laaste deel in vers 8 beteken. Om God na te doen. Ootmoedig te wandel met jou God. Om God na te doen. Bedagsaam voor God te lewe, beteken om opmerksaam, nauwlettend God agterna te doen. Asof God wil sê, kyk nou keurig hoe het ek gehandel in die geskiedenis, en handel jy nog steeds dieselfde. Telkens wanneer dit die enigste en donkerste tyd in die geskiedenis was, het God se genade die helderste deel gebreek. Vir Israel sê die Here God aangrypend duidelik, volg my soos ek voor julle uitloop, en dan word ek God se verbondsgenoot. Volg my soos ek voor julle uitloop. God wil sy eie mense, wat deur Christus Jesus in hom behoort, deur die Heilige Gees help, om aan die wêreld te toon wie ons God is. Hy wat met die wêreld op pad is na die volëinding. Hier betoon ons dan dat ons syne is en dat ons dankbare mense is wat hom eer vir sy sorg in die verlede en dat ons reg laat geskied in liefde en trou aan hom bewys. Om reg te laat geskied, geliefdes, laat vele mense outomaties in hulle spore stuit, hulle ore tyd. Ons word so in ons dag oorval met die begrip en die woorde, ons moet doen wat reg is. Ons moet regstel wat sogenaamd verkeerd was en is in die verlede. Elke mens staan op sy regte. Dit hoor ons in ons dag. Soveel politieke partye as wat daar is, maak hulle 'n aanspraak op wat sogenaamd reg is. Al die tyd staan daar in die Bybel. God vra dat jy reg sal laat geskied. En wat bedoel die profeet dan daarmee? Ons moet in navolging God se genadige handeling met die mens die lewenseise van die woord van God gaan uitlewe. Dis een my roeping. Ook in die lig van gelofte dag.
God se weg in ons lewens beteken dat hy ons die lewe skenk, dat hy ons vrye mense maak en nuwe lewe gee, om dit wat dierbaar is, dierbaar te ag. Soos die skepping het God gewil, dat ons daardie skepping ook in stand moet hou, om die lewe in Christus ook aan ander te deel. Kortom beteken dit, om reg te laat geskied, om reg te doen, wat die wil van God sê. Deuteronomium 10 vers 12 sê dit so duidelik. En nou Israel, die Here jou God, vra net, dat jy hom moet eer, sy wil moet gehoorsaam, hom moet lief hê en dien met hart en siel. In Psalm 119, die langste Psalm, by vers 165 staan daar, die wat u wet lief het. Hoor mooi, ons wil so baie keer sê, die wet is negatief, moet ek alweer die wet nakom. Hoor mooi, die wat u wet lief het groot vrede, en vir hulle is daar geen struikelblok nie. Om die woord van God, waarin sy wil opgeteken is te ken, om sy wil te soek en te doen, is dus om op die regte pad te wees. Hy wil die wil van God doen, laat reg geskied, geliefde, nou weet elkeen van ons, om die wil van God te doen, is vir ons baie moeilik. Dis nie maklik in die dag waarin ons lewe nie. Maar ons moet weet, solank ons aan die skrif vashou, en dit waarin God hom in ons openbaar het, ook in ons eie geskiedenis, mag ons nooit moeg word of slap in die knieë om reg te lewe nie. Wanneer ons na God se handeling in die geskiedenis kyk, ook in ons eie geskiedenis, wanneer die Here vir ons sou vra, waarmee het ek jou bemoei? Waarmee het ek vir jou belas? Dat jy nie met my as verbondskind wil wandel nie. Dan is die opdrag tot ons. God het ons hierdie dinge genadiglik geskenk. Eerstens die ewige lewe in Christus Jesus, maar ook 'n land en 'n volk, waar ons as bondgenoot van God moet wandel en dit in stand hou. Mag ons elkeen die krag ontvang om sterk te staan as God se bondsgenoot in hierdie land, in die dag en die tyd waar ons lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ewige Koning, U wat met die volkere in hierdie wêreld bemoeienis maak. U wat ook met die Afrikaner volk bemoeienis gemaak het in die geskiedenis. O Here, maak ons getrou aan daardie belofte, wat as 'n gelofte afgelees, eintlik maar baie kort, sonder 'n omhaal van baie woorde, 'n kort, kragtige oproep, om ook God se verbondsgenote te wees in hierdie land. Om ons self lief te hê, sodat ons ons naaste kan lief hê. Om die saak met U uit te maak, sodat ons ook daardie genade wat ons belewe, kan verkondig aan ander in woord en in daad. Dankie Here vir die genade om vandag byeen te mag wees. Wil U vir ons onderneem, gee dat ons saam wees hier ook sal strek tot U eer en U verheerliking. U heilige naam te ere. Amen. Geliefdes, voordat ons by die slotsang kom, wil ek vra dat u staan en dan gaan ons elkeen
luister na die gelofte wat ons voorvaders afgelê het, en ook dan nou daardie gelofte moet onderhou as nageslag, as Afrikaner volk, wat in die donker tye uitgewet is. Kom ons staan. Hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag skoning, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Kom ons blaai na Gesang 31, daar op die blaadjie, en ons sing dan nou al 3 die verse wat daar afgedruk is. Seën, neem die plekke in asseblief. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.